Goeiemôre, donderdag is 12 Februarie en Dirk wat met die gesels. Jeremy en Jason Holden, tweelingbroers daar uit Hollywood, het 'n tyd gelede 'n besluit om fietsdiewe in die stad 'n les te leer. Met slim bedrading aan die fiets, 'n afstandbeheer en 'n verskilde kamera het hulle die strate ingevaar. Die fiets is sonder 'n slot teen 'n lamppaal in die straat geplaas as lokaas vir diewe wat dit wou steel. Keer op keer het iemand verbygestap, gesien dat daar nie 'n slot aan die fiets is nie en dit gevat. Maar as egter sodra die dief op die fiets se saal gaan sit het, dat hierdie tweeling deur middel van 'n afstandbeheerder 'n elektriese skok deur die saal gestuur het. Die reaksies was baie snaaks. Een van die diewe het so groot geskrik dat hy in 'n boom vasgery het. God is lig en daarom moet ons in elke aspek van ons lewens streef daarna om ook in sy lig te leef. Doen ons dit nie, dan klim ons onwetend op daardie fiets wat die vyand vir ons uitsit as 'n versoeking en gee ons vir hom die afstandbeheer in sy hand om ons verder seer te maak. In Efesiërs 4 vers 26 en 27 lees ons: as julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. In 'n ander vertaling sê dit dat ons nie die duiwel 'n voet in die deur moet gee nie. Hoe klim ons op die vyand se fiets? Wel, ons doen dit byvoorbeeld deur nie kinderpraatjies te stop nie, maar saam te gesels. Wanneer ons kies om kwaad met kwaad te vergeld, eerder as om iemand vry te spreek en te vergewe. Wanneer ons ongeduldig met geliefdes raak, wanneer ons toelaat dat ons harte gevul raak met jaloesie en bedrog en kwaadpratery en welis, of wanneer ons ons integriteit prysgee deur iets te doen wat ons weet nie in lyn met God se wil is nie. In Spreuke 4 vers 23 lees ons: wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Maar die psalmdigter het dit verstaan en daarom bid hy in Psalm 139 'n gebed wat ons daagliks moet bid. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes en lei my op die ewige weg. Is daar vandag iets in jou lewe wat vir die vyand 'n voet in die deur gee? Beleef jy dalk tans die vyand se elektriese skokke in jou lewe? Kom ons spring van die fiets af. Gooi dit een kant toe en hardloop weg van enige iets wat ons van die teenwoordigheid van God kan skei. En kom ons vra God om ons deur sy gees in staat te stel om onberispelik voor hom te leef. Here, baie dankie vir die genade elke dag. Lei ons deur die Heilige Gees om die dinge in ons lewe te identifiseer waarvan ons moet afsien, sodat ons in die lig kan leef. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.